Dit het onder my aandag gekom dat daar van julle is wat 'n waarsegster in die onderdorp besoek. Nou waarsêgery is nie net bog nie. Dis onbybels en uit die bose. Diegene wat aan hierdie okkulte verskynsels deelneem, speel met vuur. En ek wil nie weer hoor dat 'n leerling van hierdie skool daar opgemerk is nie. Ek sal eers gaan. Ek sien die son oor jou skyn. Ek sien baie sukses. Ver vorentoe sien ek 'n wolk. Dit trek oor die son. Bly lankryk daar. Word donkerder. Maar die son kom weer deur. Breek deur. En dan blink alles weer. Wat nog? Daar's 'n vrou. Sy kan 'n vriendin wees. Jonk. Swart hare. Pas op vir haar. Hoe lyk sy nog? Sy skuil agter die wolk. Pas op vir haar. Jy kan maar gaan. Sy wag vir jou. Wat sê sy? Vertel gou. Ek sal jou later sê. Gaan nou in. Daar's 'n jong man. Julle is baie na mekaar. Lief vir mekaar. Daar's 'n eendersheid. Dis Werner. Hy's my tweelingbroer. Nou is hy skielik weg. Ek sien 'n groepie mense staan. Dit kan 'n gesin wees. 2 vroue en 'n man. Daar struikel die een vrou nou. En die ander 2 buk en help haar op. Nou is daar nog 'n vrou. Jonk. Swart hare. Waar sy is daar hartseer. Gaan nou waai man. Nee man, wag eers. Hoor wat sê sy vir jou? Glo ag van nie hier soort ding. Ag, toe net vir die sportsman. Hey, wat maak keer? Ag, niks nie. Sy's baie vaag. Wat sê sy? Ek verstaan nie. Dit oor Marina. My. Ja, gaan en nou hoor jy self.
Dis Marina Du Plessis. Ja. Jy's die een, die donker een. Sit. Daar's 'n man in jou lewe. Sterk. Donker. Hy lag nooit. Jy's bang vir hom. Ongelukkig. Ek sien nog 'n man. Jonger man. Hy's ook verbind aan 'n vriendin. Daar's baie liefde, dis soos 'n driehoek. Dan loop julle paai uit mekaar. Dis soos spore wat ophou. Wat beteken dit? Dit hou net op, dis al. Daar's 'n vrou iewers ver in die agtergrond. Dis baie vaag. Sy het 'n kind by haar. Nou is die vrou weg. En die kind bly alleen agter. Daar's nog 'n man. Vorentoe. Dan sien hy jou en hy's baie ongelukkig. Hy gaan weg en jy bly alleen agter. Dis al. Dit kan nie al wees nie. Ek sê jou, dis al. Gaan nou. Nee. Jy het iets gesien, iets wat jy nie vir my wil sê nie. Moenie my uitvra nie, daar's niks meer nie. Gaan nou. Dit kos niks. Ek wil nie jou geld hê nie. Jy hou nie van my nie. Jy gaan nog baie ongeluk bring.
2 hamburgers om weg te nemen, alsjeblieft. Nog iets? Iets vir die moegheid. Wat van mij? Dis jy wat my so moeg maak. Nee, is al, dankie. Dan sê jy iets kan aanbeveel vir haar uitputting. Hoekom? Ek dink sy hou daarvan. Ah. Hoeveel? Dankie. 1 cent. Oké, dankie. Sê my, gaan julle miskien in stad toe? Ja, hoekom? Want ek het verwonder of ek miskien kan saamry. Sê sy baas, is Hakelooi. Okay, ons is net 'n bietjie haastig hoor. Ek is nou terug. Wat maak jy? Niks nie. Nou, is terug na die soutmyn uit jou meisie. Die pret is verby. Swaar. Gaan jy my daarom weer uitnooi plaas toe? As jy ja nou gedra? Hierdie. Ek wou sê jou gesig lyk bekend. Ja, finale jaar. Ek doen hospitaaldiens vir die strydom. Ek weet ek het jou al baie daar gesien. Klein wêreldjie, hè? Waar wil jy wees? Sommer hier. En waar wil jy die hê? Toe maar, ek sluit wat. En wat is die verskil? Kom hier so. Andrei. Hoekom alle mans haat as gevolg van een, hè? Ek haat niemand. Louise. Andrei, ons is goeie vriende. Kom ons hou dit so. Kan nie help as ek normaal is, nie? Niks verkeerd met my. Jy is so koud soos 'n ysblok. Louise, ons is volwasse mense met volwasse hinkeringe. Ek meen, hel, ek neem jou al 3 maande uit en... Ek verwag 'n bietjie meer. Ekkie, Te veel. maar is dan 'n misdaad? Ek is nie wat jy gedink het nie, Andrei. Goeienaand.
die rol is nog nie klaar nie. Dis die rol van die ongeluk, Nicoline, jy wou dit mos nie ek sien nie. wil dit sien. Jy seker nie. Regtig, Chris. Seker. Maar klaar die rol dit. Maar soos aan nie vanaand hier om 'n baie spesiale geleentheid te vier. Ja. Chris, kan ek die speech maak? Sy eer die heer Doep de Pisani BSc. Hulle is dan goed as ou se basiese kwalifikasies ken. Jy moet nie daai ou se Chris, Sonja, as die nuutste raai lang streep belangrike delereis wat die afgelope 130 jaar hierdie deel van die Laagveld mag gemaak het, wil ek net vir julle sê, klein en simpel. Alles van die beste met julle derde huweliksherdenking. Voorstel. Wat is dit nou, Dagga? Die inkwe. Luiper. Die inkwe, die kalf gepaard. Luipert. Ja, gee 'n bietjie daai geweer aan, Chris. Ou Dagga, watter kant toe loop die spore? Ja, die Kom kant. grind. Ja. Regstel, gee maar. Jy's reg kom. Keer julle maar. Ou kry nie eens tyd om 'n dop te drink. Hulle is ook die manager van die hele afwerk. Kom nou, jong, voor die inkwe jou opvat. Die kneusplek? Geval. Aan 'n preekstoel af toe. Ek het probeer loop, doktertjie. Probeer al van verlede jaar af. Die lopery sal nie so maklik kom nie. So van binne af moet kom. Ja. Jy sal 'n baie sterk motivering moet kry. Miskien selfs 'n skok. Dit is jy weer eendag heeltemal vrou wil wees, dan sal daar iets drasties moet gebeur om daai drif om te lewe weer terug te kry. Is klein Chris hier? Ergens in die huis, ja. En toe? Onder by stelle. Het jy iets van Sonja gehoor? Jy moet begin vergeet. Ek ken vir Sonja. Sy sal nie meer terugkom nie. Jy sal nie weer opspoor nie. Dis dinge wat verby is. Ek bring jou my liefde, Chris. Soos dit van die begin af moes gebeur. Soos met baie dinge in die lewe en ek het nou al baie mense in my lewe ontmoet wat vir my 'n inspirasie was, maar daar's ook mense wat vir my regtig 'n riglyn in die lewe gegee het met die tipe werk en die goed wat hulle gedoen het. En dit is vir my regtig 'n voorreg om vandag ek dink nie, ek hoef eers haar naam te sê nie, want ek glo, u sal haar dadelik herken. Miskien dalk nie die jonger mense nie, maar jy weet, mense soos ons, wat in die Willie Wally tydperk groot geword het, met televisie in die beginjare, en ook met radioteater, wat seker een van die wonderlikste mediums daar was, want ek het ook in 'n tydperk groot geword, nog lang voordat televisie daar was. So jy het jou maar self ingelewe in die radioteater en vir jouself 'n prentjie in die kop geskep van hoe lyk die toneel, waar loop hulle nou? So Springbok Radio se stories, Dans van die Flaming. Ja. Wie is hulle op pad daar na die berg toe? Deploys van Soetmelks En die deploys van Soetmelks vlei. Ek het al geluister op, ja. Nou sal jy nie glo voordat ek nou vir hierdie pragtige meisie aan julle voorstel. Ek het nog 33 oorspronklike radio-episodes van die deploys van Soetmelks vlei. Oei, jammer, Rudy. So wie weet die ouders ek. Jy's 'n lopende argief. Ja, maar dit is vir my 'n ongelooflike voorreg en baie dankie. Dis dat ek nou vandag by jou kan kom kuier.
Ek is nou nie Hannes van Kwela wat nou hierdie oulike program het, ja, in die huis of om die huis nie. Maar jy is in die huis. Ja, ek is in die huis. Dis my huisie. Dis jou huis. Jy weet maar die lewe partykeer nee, werk snaaks en hoe ons by jou uitgekom het of hoe ek by jou uitgekom het. Dis ook eintlik 'n wonderlike verhaal want jy ken vir professor Raad. Ja. En toe jy nou gesien het, en sy navorsing, ja. En sy navorsing. Ja. En toe ek nou die program klaar gemaak het van saam met hom oor Siene van Rensburg. Ja. Jy sê ek was so verbaas toe ek sien hier's 'n e-pos van Elma Potgieter. En sy sê hoor hierso maar as jy in die omgewing is kom kuier, kom drink koffie. Nou Elma, jy's by baie mense geliefd, jy's by baie mense bekend want daar's bitter min aktrises wat 'n impak op 'n mens se lewe maak en ek glo wat jy ook op baie ander mense wat na hierdie program kyk gemaak het. Elma Potgieter. Dames en here, laat die ligte aangaan. Rudy, ons het nou al mekaar warm gesels hierso. Ja, ons gaan nou nie vir julle sê wat ons voor die tyd weet gesels nie. Elma, nou, mens moet seker nou maar by die begin. Dis reg, ek dink so. Waar het jy groot geword? Boeties, sissies, Ja, hoe het jy, ons gaan nou vir julle 'n baie groot verrassing gee. Ek gaan nie nou sê wat dit is, en so eers jy Elma met 'n bietjie gesels. Waar, ekskuus, het dit alles begin? In Klerksdorp. Ek is in Klerksdorp gebore. En een van 2 kinders. My suster is heel wat ouer as ek. En 'n ma en 'n pa wat jy maar voor kan wens. Sorgsame ouers. Wat die 2 dogters van hulle goed wou grootmaak. Of hulle altyd geslaag het daarin, weet ek nie. Hulle sou baie trots op jou gewees het vandag. Ek glo hulle is in elk geval, ja. Nee, weet jy, ek is nou eintlik skaam nou dat jy sê, hulle sou trots gewees het. Een van my eerste onthoue, die heel eerste onthou, was as 4-jarige. Nou met jy weet, ek het 'n ouer suster, so mens probeer naboots. En as 4-jarige lê ek in Vreemenwil in Klerksdorp op 'n groen mat en daar's 'n groot koerant voor my uitgesprei en ek probeer 'n sigaretadvertensie ontsyfer. Beter tabak maak beter sigarette. Nou spel ek dit uit, bitter, tabak ensovoorts. Jy weet, dit onthou ek nog, soos gister. Maar in ieder geval, ek is toe nou in graad 1 en so net 5, as 5-jarige is ek nou skool toe. Daai tyd het ons nog vroeg skool toe gegaan. En ek was baie ongelukkig. Ek was 'n alleen spelertjie by die huis met papierpoppe waar ek nou alle ranne intriges uitgespeel het en dis seker maar waar die ding begin het. En ek sê vir my ma, sy kan maar langs my sit op die houtbankie en sy sê vir my, maar die kinders sal vir jou lag. Ek sê, laat hulle lag. Ek gee nie om nie. En dit was eintlik die begin van 'n pad, dink ek, waar ek nie so seer omgegee het oor wat ander mense, mens gee om wat ander mense van jou dink. Jy wil nie hê hulle moet dink jy's 'n misdadiger nie, al was die eerste misdaad wat ek gepleeg het, 'n boek wat ek vasgelê het in graad 1. Kan jy nog die boek se naam onthou? Aspoestertjie, maar dit was 'n eksotiese boek. Dit was, ek dink die boek was ingevoer, as ek nou terugdink daaraan, jy weet. Dit was 'n strokies, in 'n strokiesformaat, en dit was 'n lieflike boek vir my. Ek het gesien hoe ek hom kan inkleer ensovoorts, en toe lê ek die boek vas. Toe kry ek natuurlik pak by my ma, die middag by die huis, toe sy die boek sien, 'n paar harde rapse, en die grootste vrees wat sy vir my ingeboesem het, is ek moet daai boek in die dogtertjie se hande gaan teruggee môreoggend. So ek dink nie ek het daai nag geslaap nie. En ek het dit toe die volgende dag gaan teruggee, maar nie in die dogtertjie se hande nie. Ek het dit net op haar bank gaan neersit. Maar in ieder geval, dink nou net, as ek nou nie pak gekry het oor die Kyk, my gunsteling was natuurlik daai klei wat jy in graad 1 mee gespeel het. Ja. Die juffrou kon net nooit verstaan hoekom raak die klei elke dag alle minder nie. En my ma kan nie verstaan, maar sy het nie die klei gekoop nie. Waar kom die klei nou vandaan? Ja.
So, ek is ook skuldig. Gelukkig is ons getug daaroor. Ja. Anders het ons al kleptomane geword. Nee, weet jy, die eerste wat ek onthou van verhoog is in graad 1 waar ek die hoofrol gekry het as die Kaapse Nooi in Hoe ry die boere. Nogal ironies, die Wes-Transvaalse Klerksdorp se dogtertjie wat nou skielik die Kaapse Nooi is. En heel toevallig professor Raad het ook groot geword in Klerksdorp, nee. My genigtig, Ja. dis interessant. Ek het dit nie geweet nie. En julle is nou verre langs familie ook nog. Is jy ernstig? Ja, Het hy so gesê? ek dink so. Dan gryp jy dit nou uit die lug uit, Reddy. Nee, maar in ieder geval, almal is toe verwonder, my pa en my ma en my suster, dat ek nie bang is om op die verhoog te gaan nie. Nou, ek bedoel, op daai stadium, jy weet, was dit nog hier nog daar, ek het net die ding gedoen. Maar dis waar jy toe nou tuis gevoel het. Absoluut, Jy het ja. geweet, hoorie so maar, Ja, dit is... toe is daar nou herafbakening van skole, ek is toe na 'n volgende skool, en toe is ek na die plaasskool, my pa het toe 'n plaaswinkel gekoop, want hy wou nog altyd boer, is daar nie 'n boer, wat nog altyd wou boer nie. Yes. Maar na die Anglo-Boereoorlog was almal so uitgemergel en arm, dat niemand dit kon bekostig Jy wil nie. niks geweet het van boerdery. Dis reg. Maar in elk geval, hy koop toe die plaaswinkel, seker om 'n bietjie geld te maak om nader aan sy ideaal te kom. En daar het ek nou ook skool gegaan, dit was my 3de laerskool. En toe gaan kuier ons in daardie jaar wat hy die plaaswinkel gekoop het. Nogal Rykaartspos. 'n baie ironiese naam. Ja, Rykaart, ja. Ons was glad nie ryk nie. Inteendeel. Maar in ieder geval, ons gaan kuier vir familie in Johannesburg. Kom terug by die plaaswinkel. Leeggesteel. Huis leeggesteel. En my pa speel te bankrot. Toe kom ons Johannesburg toe, want ons het familie gehad hier. En hy kry werk by die Afrikaanse persboekhandel. En my ma kry werk as sekretaresse by Helpekar Hoërseunskool. En ek word oornag 'n huissleutelkind. Want ons bly toe eers by die familie in aan die Oosrand. En ek is toe daar in 'n volgende laerskool in, dit was my 4de laerskool. En toe na 'n paar maande seker veronderstel ek, of na 'n paar weke, toe kry ons 'n woonstel, ook aan die Oosrand. En dis toe dat ek 'n huissleutelkind word. En stap skool, want my ma en my pa werk nou al twee, en my suster is op daardie stadium in die koshuis. Hoeveel ouer is sy as jy? Sy's omtrent 11 jaar ouer as ek. Sy was toe al op universiteit. Eintlik op Normaal College in Pretoria. Maar in ieder geval, ek het toe huis toe gestap, dan kry ek die sleutel onder die mat, dan maak ek nou huis aan die kant, en doen huiswerk en so aan. En een middag, in die woonstel se erf, toe word ek uitgekoggel deur 2 Engelse seentjies en 'n dogtertjie, hulle is omtrent net so oud soos ek was toe in standaard 3. En hulle koggel my uit as iets soos Afrikaner vrot banana. Rudy? Dan is net daar wat jy toe nou strip. 'n woede pak my. Wat? Dis toe nou waar hierdie boervrou nou hier uit jou uitklim. Ja, dis reg. Dit gaan alle verstand te bowe. En ek vloog met die vuis onder hulle in. Laat hulle chankend weghol. En ek het nog nooit in my lewe beklei nie. Maar ek beklei toe. Verwoed. In ieder geval, na die bekleiery gaan ek toe nou maar in die woonstel in en doen die gewone. Nou wag jy vir die ergste. Dis reg. Hulle ouers gaan nou daar aankom. Nee, ek het glad nie daaraan gedink nie, weet jy. Glad nie. Ek het net nie van die bekleiery gepraat toe my pa en ma daar aankom nie. Maar in ieder geval, soos jy nou voorsien, is daar toe nou 'n klop aan die deur. Seker hier so 7 uur se kant veronderstel het. Ek het nie opgelet na die tyd nie, maar dit was seker al toe vroeg aand. En ek kruip toe weg onder die kombuistafel met 'n lang tafeldekoor. En my pa maak die deur oop. Dis eintlik nie 'n voordeur nie, dit is 'n tipiese woonsteldeur wat uitloop op die gang. En daar is een van die seentjies se pa. En hy vertel van die storie. Maar ek verstaan niks want hulle praat Engels. So, wat, ja. In ieder geval, ek hoor, my pa is besig om die storie uit te sorteer.
Want ek kom dit agter aan stemtone en so aan, maar ek hoor niks verder nie, jy weet. En uiteindelik is die man toe weg, so my pa het die saak ontlont. En soos wat Skalk later vir my gesê het, dalk het die ou skaam gekry, want dis 'n dogtertjie, Wat sy wat seentjie twee nou pak seuns gee. en Twee 'n ander seuns, ja. dogter pak gegee in die vuis. Hoorie, maar ek sit maar mooi stil hier op die stoel nou, hoor. Ek dink jy moet Rudy, as ek nou terugdink daaraan, dit was vir my ongelooflik snaaks. Maar in elk geval, so na 'n paar maande te koop my pa 'n huis in Homestead Park. Nou dit was tussen Langlaagte in Johannesburg, mense wat dit nou nie ken nie, tussen Langlaagte en Mayfair-Wes. So 'n nuwe uitbreidingkie. En hy koop vir ons daar 'n huis en ek moet weer na 'n nuwe skool toe gaan. Jubileumskool. Ek was ook in jubileum. Daar waar jy met die kartonbokse, as dit nou somer is en die gras het gegroei, dan gly jy teen daai lang walle so af. Dis reg. Jubileum Laerskool. 'n Jubileum Laerskool. My genigtig, Rudy, net nou is ons ook familie. Yes, wonderlike dae in Jubileum Laerskool. Wonderlik. Wonder hoeveel mense, as julle dalk daar was, laat weet 'n bietjie. Ja, is dit nie? Ja, daar langs Mayfair, daar waar Garden City dis Hospitaal nou reg, is. dis reg, Die dis- sportgronde is vandag nog daar. Ja, presies. My genade. Ja, maar in ieder Nou, goed. geval, hier is 'n Hollander hoof, meneer Sondorp. En hy is baie musikaal en lief vir teater. Maar ek kom nou net daaraan, ek is nou in standaard 4, vreemd, chunk weer lang trane, maar in ieder geval, ken niemand nie. Hulle besluit, die hoof en die personeel, hulle gaan 'n opvoering doen, van Repelsteeltjie, 'n operette. En hulle toets al die kinders, en ek ry die hoofrol, van die kaboutermannetjie. Hoeveel ouers, onthou nog operettes? Ja, Of ja, operettes? Ja, operettes, ja. Dit word seker nie meer gedoen vandag nie. Ek weet nie. Ek Ek het het nou nie meer 'n kind in die skool nie, so ek weet nie. Ek moet 'n nuwe dokumentêr maak oor Japie Greiling, die Ja. boereheld. Ja, ja. En die mense wat my gekontak het, is daar van Hoopstad se wêreld. En 'n laerskool in Pretoria, Ja. Tosius, Ja, ja. het die operette gedoen van Japie Greiling. Ek gaan vir julle so 'n klein stukkie net speel. Ja. Is dit nie fantastiese Dit is tye wat wonderlik. ons mee en ek groot geword het? Wonderlik. In ieder geval, onmiddellik, toe ons nou begin repeteer aan die operette, toe is dit vir my natuurlik die wonderlikste skool op aarde. En na 'n week, volgens my ma, ek weet nou nie of dit so kort was nie, het ek die hele operette geken en al die karakters en wat hulle gesing het. En ek het dit tot vervelens toe vir haar gesing. Jy sien, jy is gebore vir hierdie werk. Vir die verhoog. Vir die Maar in verhoog, ieder ja. geval. En ek het vir 'n ruk skuldig gevoel by party van my familielede van die Wat gaan aan met die kind? Ja, dat sy so. Jy weet dat sy nou so Ja. sy wil hierdie karakter speel en daai karakter. Dis en- reg, dis reg. En dit word eintlik 'n soort van 'n amper 'n Hier's daai snaakse kind van die potgieters nou weer. ja, Jy ek weet, weet dit nie. steek maar- weg die kinders. Ja, dit laat jou voel asof jy besig is om te oortree. Jy weet? Ja. Jy is 'n geuner wat nie eintlik wil inpas nie. Maar in ieder geval ek het dit ophou ontleed nadat ek vir Skalk ontmoet het veral, want hy het net vir my gesê dit is 'n lewensbeeld wat 'n mens oordra. En snaaks met daai opmerking het hy al die terughoudendheid wat ek gehad het omtrent toneel, het hy besweer. Want dit is so, jy vertel of 'n storie, jy's of 'n skrywer of jy sing of jy Soos ek nou 'n kameraman. Ja, vertel direkte stories of jy vertel dit deur jou kamera. Nou- en ons vertel dit deur ander karakters te word. Ek weet Ja. nie hoekom nie en ek probeer dit nie meer ontleed nie. Nou Maar die nou die van u wat nie weet nie. Daar is maar net een akteur wat 'n rol gespeel het met hart en siel. dit kan ek En behaal. dit was ja, Elma se man Skalk Jacobs. ja. Kan julle vir Skalk nog onthou? Hierso
hier's net so lusmakertjie. en Elma, weet jy wat, ek kry eintlik hoendervleis en Ek ook. jy weet, ek glo nou nie aan spooke en sulke goed nie, maar Skalk, ek is bevoorreg om vandag hier by jou vrou te kuier en bietjie te praat ook. Nou gaan sy bietjie meer vertel van jou. Nee, ons ontmoeting. Wat? Ja. Ja. En wat 'n man, nee, en mense gaan verstom wees, nee, wat 'n intelligente man Skalk Jacobs net nie was nie. Ja. En die passie wat hy ook gehad het. Ja. Oor ons boerevolk se geskiedenis. Absoluut. Ja, want hy was 'n afstammeling van Jan Jacobs en van Jan Gerrit se bandjies wat die Bloedrivier Joernaal gehou. My genade. Maar dit is nou vir later. Ja, dis nou vir later. Dis reg. Jy moet nie weggaan nie. Dit gaan nou eers oor repelsteeltjie, want my ma het 'n baie interessante opmerking gemaak. Sy het een middag vir my gesê toe sy my moet gaan aflaai by 'n volgende repetisie van repelsteeltjie. En sy was 'n bietjie laat en ek was besig om opgewerk te raak van woede alweer, jy weet, hierdie woedendheid wat onder ons mense sluimer altyd, wat jy moet onderdruk, maar in ieder geval. Sy sê my, ek kan nie verstaan nie, jy wil nooit vir die familie voordra nie, maar jy's nie bang om op die verhoog te gaan as repelsteeltjie nie. Ek sê vir haar, maar dis repelsteeltjie. Ek het daar 'n antwoord gegee, 'n kinderlike antwoord, wat later vir my lig gewerp het, toe Skalk ook vir my sê, dis 'n lewensbeeld wat ons oordra. Jy klim iemand anders se karakter in, jy probeer hom ontleed, jy probeer presies uitvind wat laat hom werk, wat laat sy siege werk, en dan probeer jy dit oordra. Want hy het iets om te sê en jy laat dit toe, dat hy dit sê, of sy dit sê. Maar in ieder geval, nou hoe ek Skalk ontmoet het. Ek het toe nou by die Transvaaler gaan werk. Voordat jy nou Skalk ontmoet het, jy's toe nou klaar met laerskool, wat het toe nou daarna gebeur? Ja, toe ek nou hoërskool toe, help mekaar 'n meisieskool toe. En dit was nou die enigste skool daarom wat ek op hoërskool gehad het. En dit was 'n wonderlike skool. Vir iemand wat belangstel in doodreg, wat belangstel in dat sy kind die beste opvoeding moet kry. In taal en in kultuur was dit op daardie stadium seker die beste skool waarin jy kon land. Want ons was byvoorbeeld bevoorreg, die van ons wat belang gestel het in teater, het al die teaterstukke gesien en al die operas in die Alexander Theater in Braamfontein en later die Stad Skouburg, wat toe ook in Braamfontein was, sommer binne loopafstand. Maar in ieder geval, in my matriekjaar, toe doen ons weer 'n operette. Dit was so 'n Engelse operette, HMS Pinafore. En ek speel synde in 'n meisieskool, speel ek weer 'n man, die aanvoerder van die HMS Pinafore, Captain Corcoran, compleet met uniform en pet op. En ek maak oogies, veral wat 'n vroumens is op die skip. Maar in ieder geval, Jacques Loots van TV Farm het ons regie gedoen en Sari Lamprecht het die sangafrigting gedoen. En die kerel wat ek toe gehad het in die seunskool, het toe om een of ander rede nie kans gesien om die stuk te kom kyk nie. Ek het eers later jare het ek besef, dalk was dit vir hom bietjie vreemd om te kom kyk. 'n vrou en mans klere nou hierso, ja. Ja, en nog as hy nooi wat hy nou het, jy weet. En hy kon nie daai klokkie by die oor bring nie, want hy was nie in die teater nie. So, dit is nou net sommer iets interessants wat ek wou sê. Maar in ieder geval, ek wou toe uit die aard van die saak gaan drama swat op universiteit. Maar drama sou eers die volgende jaar begin. En toe sê my pa vir my dierbare pa, wat net altyd boeke aangedra het vir hierdie twee meisiekinders van hom. Hy sê toe vir my, hoorie, jy kan enigiets gaan swat wat jy kan inpas, waaraan jy belangstel, want ek het 'n lening by die bank uitgeneem. Yes. Was dit nou seker nog Trustbank geweest daai jare? Ek het geen idee nie. Ek het toe nog niks in banke belangstel. United Building Society of heel waarskynlik een van daai. Nee, wie wat? NBS. Ek dink hy was by Barclays. By Barclays. Snaaks genoeg. Ja, ek dink hy was by Barclays want my ma het 'n familielid gehad
wat 'n bestuurder was by Barclays, ergens in Johannesburg. So ek dink dit was by Barclays. En in ieder geval, ek neem toe by pa ernstig op en ek neem alles onder die son waaraan ek belangstel. Afrikaans, Nederlands, Engels, Duits, Frans, kunsgeskiedenis, sielkunde en drama en sang apart. Drama by Milla Lou in die middag en eenmal 'n week sang by die dierbare Duitser Albrecht Lewald. In ieder geval, dit is net een groot fees van opvoeding. En na die tyd, ek was die hele tyd net besig om te werk, om inligting te versamel. So waar was toe nou net nie tyd vir 'n kerel gewees daai tyd? So bietjie. So bietjie. Die kerel wat nou oorgekom het van matriek af, ons was toe nog steeds half gekuis, maar in ons 4de jaar, toe sê hy my af. Hy sê my toe af, want hy sê vir my, hy dink ons moet dit 'n bietjie afkoel, en ek dink, daar is eintlik nie verskriklik baie om af te koel nie, maar desondanks, ja, nee, ek stem saam goed, en dit was dit. Ek dink as hy nou na hierdie opname kyk, nee, kan hy homself met 'n byl kap. Nee, ek dink nie so nie. In ieder geval, nee, hy was 'n baie oulike kerel, en ja, ek neig eintlik, ek gaan nou nie sy naam noem nie, maar hy het regtig geswat en in die akademie gebly. So, ek dink nie, hy sou 'n sigeunerlewe kon hanteer nie. Heel waarskynlik nie. Maar jou pad is vir jou uitgelê toe. Ja. Jy weet, dit is net... Ja, want... In my werk nie, ja. met mense, ek is baie lief vir mense. En daar kom wonderlike mense oor my pad, maar daar's ook mense wat oor my pad kom wat ek liewers vermy. Altyd. En dis ook maar 'n leerskool. Ja. Jy weet, mense besef dit nie. Nee, dit is, definitief. Soos jy sê, mense weet nie, wanneer jy besig is met die leerskool, dat dit 'n leerskool is nie. Ja. Maar partykeer wens ek, byvoorbeeld, dat ek my pa en my ma beter kon leer ken. Maar 'n mens is so betrokke as kind by jou eie groot word, dat 'n mens partykeer jou ma en jou pa nie so goed leer ken nie. Ja. Hoewel, wat ek onthou van hom, hy is natuurlik weg uit die polisie lank voordat ek gebore is, maar hy was in die berede polisie, en blykbaar toe hulle destyds die rooi eed moes onderteken, of hulle ten gunste was van deelname van Suid-Afrika aan die Tweede Wêreldoorlog, toe het hy geweier om dit te doen. En, so man se hand skud ek. Ja. Definitief. Nee, absoluut. Ja, nee, absoluut. Dit is vir my altyd so wonderlik van hom gewees. Ek bedoel, hy was die sagste man op aarde. Soos ek sê, hy het net boeke aangedra vir hierdie 2 dogters van hom. En hy het vir my gesê, swat net wat jy wil. Maar wat sekere dinge betref, het hy vasgestaan. Maar nou aan die ander kant. Hy was beginsel vas oor sekere... Dis reg. Maar aan die ander kant het ek verneem, want hy het 'n lewensreddings kursus uit die Royal Life Savings Association se sertifikaat hang in my kombuis. Ek sal nou vir jou wys. Maar in ieder geval, hy het as polisieduiker opgetree. En toe hy nou bedank het uit die polisie en toe begin werk het in die munisipaliteit in Klerksdorp, dis nou waar ek gebore is. Toe het hy blykbaar lank na die tyd nog as polisieduiker opgetree, as die polisie hom nodig gehad het. Yes, ja. Maar dit net as iets om sy medemens mee te help. En dit is my wonderlik toe ek dit hoor, jy weet. So dit is vir mens fantasties as jy sulke dinge hoor oor jou ouers. Maar in ieder geval, soos ek sê, mens leer nie jou ma en jou pa eintlik goed ken, noodwendig nie. Dit is eintlik hulle voorbeeld wat vassteek, ergens. Selfs sinsnedes onthou ek van my pa. Ons het een aand in 'n hotel gaan eet en iemand het gevra nou watter vork gebruik jy en watter mes, en toe sê hy, jy eet soos jy by jou huis eet. Jy het mos goeie maniere geleer daar. Nou, dit is mos nou soos ons maar leef. Ja. Met goeie maniere, hopelik. Dit sal jy nie meer verloor. Hulle mag miskien, wat is daai vrou wat hierdie dier, ek het al winkel se naam nou die dag gesien,
Hulle goed is dalk miskien 'n bietjie meer, jy weet, ingevoer as dit wat Ja, ons by die huis dis gebruik. reg, ja, maar vark bly 'n vark. Absoluut. En in ieder geval, toe ek nou klaar is met universiteit, toe is daar nou 'n vakansie en na die vakansie toe hoor ek, maar my broederbond oom het vir my pa gesê, hy het 'n afspraak gemaak namens my en namens my pa en my ma natuurlik, met die hoof van Hoër Meisieskool Pretoria, dat ek daar moet gaan Frans gee. Want ek het mos nou Frans geswat. En toe my pa my dit sê, toe sê ek, nee, ek bly in Johannesburg. Ek gaan hier werk soek. My pa sê, ja, maar wat van die afspraak? Ek sê, maar ek het nie afspraak gemaak met haar nie. So, oor na julle toe. Jy en daar, ekskuus tog, jy en my oom. My broederbond oom moet dit maar uitstryk. Met ander woorde, as hier nou 'n Franse mannetjie nou hier inkom, dan kan jy nou vir hom mooi roskam in Frans. Nee, weet jy, Rudy, nee, ek kan nie. Want jy leer dit grammatikaal. Ek het in my 4de jaar, het ek en 'n vriendin van my wat saam Frans honneurs geswat het ons vriende gemaak met 2 Franse wat vir die Atlas Vliegmaatskappy gewerk het. Hulle was 2 Franse. Georges Reservat en Henri Manier. En ons het lekker begin praat. Dis amper hier soos die tierbrigade. Onthou jy die tierbrigade? Ja, natuurlijk. Wie van julle kan die tierbrigade vergeet? Ja, ons het dit mos oorgeklank. Yes. Maar in ieder geval, ek lees dit en ek skryf dit, maar 'n mens moet 'n taal oefen. Want Ja. ek spot baie keer en sê as iemand my vroeg in die oggend bel en hy praat Engels. Ja, nee, hierdie boere Engels vir my is op. Nee, kyk, so deur die dag ontwikkel my Engels na normaliteit toe, maar vroeg in die oggend nee. Nee, kyk. Dan kan ek net die boertaal gooi. Dis amper nou soos, jy weet, jy eet Weet-Bix en dan gooi jy nou net so baie melk op en as jy kyk is daai melk weg. Ja. Die bord lek nie, maar Ja, ja, absoluut. Maar in ieder geval. Toe ry ek die maandag, soos ek nou vroeër al vir jou vertel het, met die bus van Veerland af in Braamfontein toe. En ek stop naby die Transvaler, stap die entjie en toe gaan ek by die Transvaler in en ek vra wie is die nuusredakteur? En hulle sê vir my Henny Kotse. Mag ek 'n afspraak kry met hom? En hulle bel boontoe. En hy sê ja, nee, sy kan my maar kom sien. En ek gaan op boontoe en ek ontmoet hom en hy sê vir my waaroor is die onderhoud? Ek sê ek wil graag hier kom werk as 'n verslaggewer. Hy sê vir my, kan jy tik? Ek sê nee meneer. Hy sê nou leer dan. Ek sê ja meneer. Hy sê en geen byvoeglike naamwoorde nie. Ek sê niks nie meneer. Hy sê nee. As jy nie 'n ding gesê kan kry sonder 'n byvoeglike naamwoord nie, is dit nie die moeite werd om te sê nie. Ek sê goed meneer. En toe het ek die werk. Ek ry toe met die bus terug huis toe en ek sê vir my ma, bel vir pappa, ek het 'n werk. Ek begin môre by die Transvaler. Die volgende oggend. Toe kom my pa by die volgende middag, toe kom my pa by die huis. Toe het hy vir my 'n brother tikmasjienkie saamgebring. Ag, moeder. Ja, en 'n boek wat nou beloof om jou te laat binne 'n week kan jy blind tik. En ek het verwoed begin leer om te tik. En binne 'n week toe kon ek stadig blind tik. Maar ek het toe geoefen. En ek tik nou soos 'n voorslag. Yes. Maar in ieder geval, toe ek daar begin werk en begin resensies skryf. Maar was dit nie so ook op skool? Het meisies getik? Ja. En dan as daar 'n seun was, nee, wat ook gaan tik het, dan het jy nou gewonder wat gaan nie aan. Maar vandag, ek self, ja, met die rekenaar en met die redigering en die goed, absoluut. moet jy Jy weet, moet al kan is dit nou met een vinger, Ja, baie- of met 2. Ja, of so, maar in elk geval ja. En partykeer leer mans tik juis om meisies te ontmoet. So het ek gehoor nou die dag by 'n reunie by die Ja. by Alpakaak. In ieder geval baie interessante, eintlik 'n baie tragiese storie. Dit was nou eintlik my vuurdoop gewees by die Transvaler. 'n jaar nadat ek daar begin het, toe gebeur die groot busongeluk in Meyerton.
Henley aanklip. O ja, die Ja, wat ja, waar die jy dink bus daar- op die treinspoor gaan staan. Dis reg. En ek het in Rofdien Ja, daar naby skool gegaan, naby tussen wel jy kry Meyerton dan kry jy Rofdien. ja ek ken nie daai wêreld nie. O, Daai dag Dis het ons jou nou maar pad gery. vereniging se kant toe. Ja, dis reg. ek onthou dit. Ek Ja. was nog in daai laerskool. Ja. Daai dag toe die ongeluk gebeur het. Dit was verskriklik geweest. Ja. Nee, dit was regtig en toe beskou ek myself eintlik nog as 'n groentjie. Jy weet, ek is nog 'n junior verslaggewer en hier kry ek 'n werk om saam met 'n fotograaf te ry, maar ons was 3 spanne. Jy weet, daar was 2 senior spanne, 'n senior verslaggewer en 'n fotograaf. En ek het saam met die jongste fotograaf as jongste verslaggewer het ek gery. Ons het met 'n volksie gery, ek en Jannie Herbst. En ons stop toe eers by ons het toe laaste ook weggetrek hier in Johannesburg. Toe ons daar kom, toe is die bus al opgeruim en die kinders ensovoorts. Maar daar stap 'n vrou rond en sy lyk vir my verlore en ek sê vir Jannie, ek wonder, dit lyk asof sy iets soek. Ek stap toe na haar toe en ek sê vir haar, kan ons mevrou dalk help? Ek is Elma Potgieter van die Transvaaler en dis Jannie Herbst van die Transvaaler en sy sê sy is mevrou Lotter en sy soek haar dogtertjies. In ieder geval, ek sê te vir haar, is sy getroud? Sy sê ja, maar haar man lê toe by die huis na 'n spoorwegongeluk, sy been is afgesit. Ek sê vir haar nou maar ry saam met ons want ons is nou op pad Vereniging Hospitaal toe. En ons ry toe Vereniging toe. Nou is ek maar saam met mevrou Lotter. Kan ek net vra, was Ja. haar kinders toe op die bus gewees? Ja. Haai, genade. Ja, maar in ieder geval, nou gaan ons eers hospitaal toe, Vereniging Hospitaal. En ek stap saam met mevrou Lotter die hele tyd en kry haar inligting, jy weet soos wat ek nou veronderstel is om te doen en die spelling ensovoorts en Jannie Herbst neem foto's en ons kry nie die kinders daar nie. En ons kry hulle ook nie in die lijkshuis van die hospitaal nie. Toe sê hulle nou ons moet Vereniging toe ry want ons sal in die Vereniging munisipaliteit is daar 'n lijkshuis, ons sal dit daar kry. In ieder geval toe word sy eintlik my verantwoordelikheid, want die vrou het nie vervoer nie en ons is besig met haar storie. Maar in ieder geval, soos ek sê, ek voel nog baie groen wat alles betref. Jy weet, ek voel nie ek kan dit eintlik hanteer nie. Maar in ieder geval, ons kom toe by die lijkshuis en ek vat haar toe aan die arm want ek was bang sy word dalk flou en ek weet self nie hoe lyk 'n lijkshuis binne nie. Ek dink toe hulle sal seker op tafels lê, maar toe is die lyke op die vloer, op die sementvloer. Die kindertjies wat toe in die bus was, is toe mooi uitgelê. En weet jy, Rudy, dit was vir my nogal iets opmerklik. En ek het na die kinders gekyk en dit was nie vir my 'n werklike ding nie, jy weet. En sy ken toe haar 2 dogtertjies daar uit. In ieder geval. Toe moet ek nou daai inligting ook neem ensovoorts, hulle name ensovoorts en toe is dit nou ook al redelik laat middag met al die gerondryery en ons ry toe terug en ons gaan haar toe af by die huis toe ontmoet ek ook vir meneer Lotter ensovoorts. Maar ek en Jannie is albei stil geskrik. Mag ek vra Ja. net hoe het sy toe nou gereageer toe sy haar Weet 2 jy, kinders daar sien? nie met 'n huil nie. Ek dink sy was Skok. so geskok Ja. dat dit eintlik nie 'n indruk gemaak het nie. Dit was nie werklik nie, want Was net vanoggend was oorweldigend, ja, vanoggend was haar 2 kinders nog lewendig. Ja. Maar soos ek sê, ek was self so 'n groen kind nog dat ek nie eintlik kon agterkom waarmee ek besig is nie. In ieder geval, toe ons nou terugry Johannesburg toe is dit nou al sterk skemer. En toe ons by die Transvaaler aankom, toe is daar intussen 'n nuwe nuusredakteur, Das Herbst. Anri Herbst se pa. In ieder geval, Das kry ons toe almal bymekaar in die konferensiesaal om uit te vind wie het wat. En die fotograwe is onmiddellik weg na hulle fotografiese ateljee's toe om die foto's te ontwikkel ensovoorts. En toe hy nou vir my vra wat het ek, toe sê ek wel, ek het 1 storie, ek het mevrou Lotter se storie. En Karel Nofke, Dr. Karel Nofke, was toe hoofredakteur van die Transvaaler. En hy maak net tee en dra tee aan om ons almal te laat bedaar, want ons is almal op 'n soort,
ek kan dit nie eintlik anders noem as 'n soort afgryslike adrenalienvaart. Jy weet, ons is op hoë adrenalien. Met al hierdie inligting wat ons gekry het. Mense het verskillende tipe inligting. Ek het mevrou Lotter se inligting, jy weet. En toe moet ons nou die histories gaan tik. En ek onthou terwyl ek nou mevrou vir Lotter se storie tik, toe val die trane horisontaal op die papier. Dit spat sommer so, jy weet. Toe is ek nou aan die chunk. En toe besef jy eintlik eers wat waarmee is jy besig en dis reg. Wat daai vrou van daai 2 kinders nou moet deurmaak. Dis reg. Op 'n manier, ook nog nie heeltemal nie, maar op 'n soort van 'n impressionistiese vlak van buitekant af, jy weet. En ek onthou een van die gedagtes wat deur my geflits het was nog, nou hoekom val trane horisontaal? Dit is veronderstel om vertikaal te loop. Hoekom spat dit so op die papier? Jy weet, ek was half geïrriteerd daarmee. Maar in ieder geval, die storie van mevrou Lotter gaan toe verder, want op daardie stadium in die Transvaaler was Beeld, die Sondagkoerant gewees, op daardie stadium, en hulle was in dieselfde gebou. Hulle was net 'n verdieping hoër. En Toby Boshoff was toe nuusredakteur gewees van Beeld. En ek hoor hy koukus hier agter, terwyl ek besig is om te tik, koukus hy en Das Herbst met mekaar oor iets. In ieder geval, Das sê toe vir my, ons wil jou onderbreek, Elma, jou storie gaan nie in die Transvaaler verskyn maandag nie. Hy gaan môre in Rapport verskyn, want Toby hulle is op soek na 'n menslike storie. So sal jy dit net in gedagte hou. Jy kan dalk 'n bietjie langer skryf of so iets. Ek dink hy het vir my so iets gesê. Maar ek kan nie eintlik onthou nie, hulle het my eintlik net geïrriteer, jy weet, op daai stadium. Maar in ieder geval, toe verskyn my storie die Sondag in Beeld, pleks van in die Transvaaler. Toe kry ek nou my eerste, wat hulle noem byline, my eerste, waar my naam nou by die storie is. En snaaks op daai oomblik het ek besef ek gaan eendag skryf ook. Dit is nou maar net 'n gegewe. Want nou wil ek net vir jou vra, nee, hoeveel mense, kyk jy ontmoet ook baie mense in jou lewe. Ja. Nee, weet nou van dit wat jy nou vandag vir my vertel het van daai treinongeluk waar die bus op die spoor gaan staan het, want min mense dink ek. Dit moes tog seker net nee, ek meen, jy weet, dis jare terug. Dit moet hier in die 1970s wees. Dit was 70. Dit was in die jaar 70. En dat het nog, ek meen, so iets gaan jy net nooit verby nie. Nee, dis een van daardie dinge wat so 'n sterk indruk maak. Dit kan nie, tensy jy kan dit nooit uitvee. Nee. Dit is waarom ek dit so goed onthou. My irritasie met hierdie 2 mense byvoorbeeld ook, wat hier koukus hier agter my. Dis die laaste ding wat jy aan gedink het. Jy is nou 'n joernalis by 'n koerant. Ja. En jy wil nie so 'n storie gehad het nie en nee, ek het nie daaraan gedink nie. Jy sien jou paadjie is vir jou uitgelê. Absoluut. En weet jy, alles dra by daartoe om die mens te maak wat jy is. Jou herkoms en dan alles wat met jou gebeur. Omtrent 20 voor 3 het ek 'n foonoproep gekry van Spoorweg hoofkantoor in Johannesburg om my te verwittig dat daar 'n ramp gebeur het en die pasiënte kom na Vereniging Hospitaal. Ek het afgeklim voordat die ongeluk gebeur het. Toe loop ek huis toe, ek reg oor die hek kom, toe hoor ek 'n dowwe slag. En toe die trein nader kom, het ek geskrik. Wie na die deur toe gehardloop en uitgespring. Toe ek langs die spoor val, het die trein agter my verbygaan en die bus gestamp. Dit was die 28ste Januarie van 1970. Dit was die middag omtrent 2:30 toe ons gery het. Ons het kinders afgelaai by verskillende busstoppe en ons sou 'n oorkruising oorgaan. Daar het 'n kruising daar was 'n goederetrein gewees wat verby moes gaan wat ons voorgewag het. Die bestuurder het dadelik gery. Hy het nie gekyk nie. En toe ons weer sien, toe sien hier 'n sneltrein op ons. Die kinders was verskriklik paniekbevange. Hulle het geskreeu en gegil en gesê daar kom 'n trein aan. Al wat 'n mens kon dink is om
net, wat moet jy doen? Moet jy spring of wat moet jy maak? Ek het opgespring en ek het omtrent op die 3de trappie gestaan toe die trein die bus tref. Tussentyd het Johan de Roux, wat saam met my in graad 1 was, het hy vir my het hy kinders probeer uithelp, het die nooduitgang probeer uitstaan, maar hy kon nie. En 5 kinders gered en hy het hulle deur die klein venstertjie gestamp. My pa, die aand toe my broer my kom haal het by die hospitaal, toe sê hy vir my, Katrien, vandag gaan ek jou oor die spoor vat. Toe sê ek vir hom, asseblief moenie dit doen nie. Toe sê hy vir my, ek moet dit doen, laat jy weet hoe voel dit, want almal kan nie hierdie selfde fout maak nie. En hy het oorgery. Hy sê, sien, dis nou nie so erg nie. Johan de Roux was die busprefek gewees en ek was self die busprefek. Ek het voorgesit en hy agter. In die middag as ons die bus by die bushalte stop, dan terg hy my altyd. Gewoonlik het hy met die gitaar in sy hand gesit en gespeel. Toe hy nou natuurlik uitspring, toe tref die trein om en hy het hom blykbaar teen die elektriese paal vasgegooi en sy nek is gebreek op slagdood. Ek draai die gedig op aan 'n baie goeie vriend van my, Johan de Roux, wat ek in die busramp verloor het in 1970 in ons matriekjaar. Wie sou dit ooit kon dink dat jy getroue vriend so sou gaan? Daardie korte busrit die laaste rit sou wees van jou lewensbaan. Die bus, die trein, alles was verby. Een enkel slag en dit was stil. Tog sou jy in hierdie korte oomblik red, gee. Dis God se wil. Jou gitaar het jou genot verskaf. Musiek was soos voedsel vir jou oor. Tog sou daardie laaste tromslag die eerste wees van sy soort wat jy sou hoor. Ek wou so graag met jou praat. In benoudheid by jou staan. Jou bedank vir vriendskap, so opreg. My woorde het geword 'n stille traan. Jy het dit nie verwag, getroue vriend. Die lewe is verby. Tog het God met daardie busrit jou die hemel in laat ry.
Debbie Rasmussen, Jeffrey Rasmussen, Nico Geldenhuis, Johan Geldenhuis, Enna Lotter, Leni Lotter, Pietro Nel, Babsi Strydom, Elizabeth Meiber, Heinrich Wiegand, Abraham Wiegand, Lloyd Hopkins, Hansie de Koker, Silly Pretorius, Ria Smith, Sandra Nortje, Bonkies van der Wal, Johan Leroux,